Een van Aardklop se grootste kopsere en regtig iemand met wie ek deur die jare heen my absolute bes probeer doen het om mee oor die weg te kom. Die uitvoerende hoof en artistieke direkteur van Kunste Onbeperk of KAKNK, baie welkom. Goeiedag. Het is lekker om by jou te wees. Jy gou van my, jy het baie titels. O ja, dis nie ek vir daardie titels gegee het nie, dis fyn. Ek dra swaar daaraan, glo my. Kom dit met ekstra verantwoordelikheid. Ja, baie meer as jou, né? Okay. Ons het al op verskeie platforms ons al gepraat oor die noodsaak en ek wil nie nou in diepte 'n gesprek hê nie, maar dit is tog belangrik, dink ek, dat die samewerking tussen ons as feeste beklemtoon moet word, ja? Absoluut. Ek bedoel, ek dink ons werk ons moet saamwerk. Ons het nie 'n keuse nie. As ons nie as feeste saamwerk veral nie en dan ook teaters nie, dan ek bedoel sal ons nie 'n bedryf kan aan die gang hou nie en nie kan ons kunstenaars ondersteun nie en ook nie dit kan bied wat ons vir ons gehoor het nie. So ja. Ek dink dit is ongelooflik belangrik en ons doen. Ja, ons werk inderdaad saam, glo dit as jy wil. Verlede jaar het ons die lieflike Braam en die Engel gedoen. Hierdie jaar kom ons begin by wel dis hele produksie, Connie de Villiers en Dion Meyer se musiekblyspel Roem. Hoekom dink jy is daardie produksie so ongelooflik gewild by gehore? Ek dink wel Connie de Villiers, Dion Meyer. Ek bedoel dit is die rede hoekom. Ek dink die wonderlike ding van die produksie is en dit is wat hulle van die begin af gesê het, wat Dion baie duidelik gesê het, hy wil hê dat mense moet positief en goed voel as hulle daar uitstap en hy wil vir die gehore 'n lekker storie gee. En dis wat hulle gedoen het. En gehore by KAKNK was gaande daaroor. Hierdie sal nou die eerste keer wees wat ons weer ons het dit by Suidoostefees gedoen, maar dit sal nou die eerste keer wees na, jy weet, vir die tweede helfte van die jaar wat die produksie gedoen word. Maar ek dink dis die tipe produksies of die tipe produksie wat in die suide en die noorde van die land oral ek dink dieselfde ontvangs sal kry. Absoluut. Kom ons gaan na 'n heeltemal ander kunstenaar toe, Martinus Passon. Hy is hierdie jaar onder sy regie in elk geval, is daar in die eerste plek die stoele en daar is Veeloek. Kom ons praat net eers oor die stoele. Hoekom wou Martinus, ek is seker dit was sy plan, miskien was dit jou plan, 'n UNESCO teks vertaal en herinterpreteer? Kyk, die term vir die genre wat die stoele is absurde teater, maar dit is 'n bietjie, dit klink na baie vreemde ding altyd vir mense. En ek vind baie aanklank daarbey. So die stoele was eintlik iets wat ek baie graag, omdat ek nog nooit die stoele as 'n volwaardige produksie gesien het nie. En dit was iets wat aanklank by my gevind het. So dit is waar dit begin het 'n hele paar jaar gelede en ons het 'n poging aangewend om dit op daai stadium te doen. Hierdie jaar was die regte jaar om dit op die plank te bring. Ek dink ons het uiteindelik, want dit is 'n komedie. Ja, in sy essensie is dit snaaks. Dit is skreeusnaaks. Maar dit is in 'n absurde konteks en situasie wat dit nog snaakser maak. So die vreemdheid maak dit snaaks. En ek dink, jy weet, dit is belangrik, ek dink ons wil altyd iets doen wat relevant is. Ons wil produksies doen wat relevant is en wat iets het om tog by te dra tot die zeitgeist waar ons is. En die stoele het dit, ek bedoel, ons sit met 'n wêreld wat besig is om te, jy weet, in oorlog is en 'n wêreld wat in konflik is. En ek dink wat die stoele doen is, dit vat die absurditeit waarin ons is. En ek kan nou verskeie politieke leiers noem wat ek nie gaan noem nie, van hoe absurd dit in die wêreld gaan. Maar jy weet, in daai absurditeit vat hulle van, jy weet, wat is die sin van hierdie lewe? En lag daaroor. Ja. En die hele stuk is deur UNESCO jare gelede eintlik tong in die kies geskryf. Juist om te sê, moenie, don't sweat the small stuff. Ja. Jy weet, moenie dink dat alles is so belangrik nie, want dit is 'n bietjie waaroor dit gaan. Ja. Kos vlugtig net oor Veeloek, onder regie weer eens van Martinus, maar wat dit baie uniek maak is omdat Jana Silje die teks self geskryf het. Ja, hoe wonderlik. Dis die heel eerste keer dat Jana haar hande aan 'n teks sit. En wat 'n wonderlike teks. Ek sien Veeloek as sy speel natuurlik ook self daarin en saam met Ludwig Binge. En wat sy reg gekry het is, dis vir my 'n vorm van meditasie. Enige iemand, dit is 'n swaar stuk, dis die woord wat ek heeltyd soek. 'n vorm van meditasie. Dit is 'n mooi woord daaroor, 'n meditasie oor die dood. En dit is nie
Dood klink so negatief en so swaar, maar dis juist wat Jana eintlik ondersoek in hierdie stuk is. Sy is deur verskillende tipe, dis 'n baie persoonlike stuk vir haar en sy is deur verskillende ervarings van dood. En spesifiek hier tree sy in gesprek met haar neef wat oorlede is toe hy baie jonk is, 'n baie belowende skrywer op daai stadium en maar sy gebruik daai gesprek as 'n konteks vir jy weet wat dood is en wat die lewe is en om sin te maak van die lewe. So dis 'n beeldskone stuk en ek dink 'n intieme stuk. absoluut. Ja. Klein, fyn, daar's nie skouspel of enige dit is regtig ek dink dit is van Martinus se gestroopste werk wat ek al gesien het op die verhoog. En so gedetailleerd en so fyn en ek dink enige iemand wat hulle self oopmaak daarvoor om hierdie te ervaar. Dis moeilik om te verduidelik wat jy gaan ervaar want elke persoon wat ek mee gepraat het iets anders daaruit gekry. En Jana wil dit ook nie. Ek dink Jana en Martinus is baie sterk daaroor dat dit nie voorskrifklik is wat mense moet voel. Maar natuurlik nie, dit is in enige teorie. So vir my is dit 'n meditasie. Dis wat ek gevoel het toe ek dit uiteindelik gesien het. En dat jy eintlik positief daar uitgaan. En jy dink, ek bedoel dit maal, dis 'n stuk wat maal nog die tipe teks wat 'n mens dis waarde vir geld want jy dink nog maande daarna daaraan. Jy gaan ons met afsluit. So nou moet jy net een woord kies. Wanneer slaap jy die minste? Is dit wanneer die kaartjies moet oopmaak by KAKNK? Is dit wanneer jy begrotings moet voorlê of is dit tydens KAKNK? Ek slaap nooit nie. Wat dink jy? Ek ego daardie ervaring. Wat dink jy is ons as bedryf se grootste leemte? Skrywers, regisseurs, produksiebestuurders, verhoogbestuurders? Nee, Yes, of albo genoemde. Moet ek net een woord sê? Ja. Of kan ek Nee, dit is nie 'n teses nie, dit is nie 'n 50 toets nie. Goed. Dit is 'n komplekse vraag om met een woord. Ek gaan dit met 3 woorde antwoord of 3, 4, ek weet nie, ek kan dit nie tel nie. Ek dink daar's baie uitdagings en baie van daai wat jy nou gesê het is vir ons uitdagings. Maar as ek moet sê is dit langtermynbeplanning, is dit een woord? Ja. Langtermynbeplanning. Ja, dis 'n saamgestelde afstandige nommer. Dis langtermynbeplanning. Ja. Is ons grootste uitdaging as gevolg van befondsing. Ek hou van daardie woord. Ek hou van daai antwoord. Ja. Die res is ook probleme. Okay. Laaste vraag want hoe sê hulle? All good things must at the end go. Alles moet verbygaan. Ja. Wanneer daai dag uiteindelik opdaag by jou lewe persoonlik en jy moet Kunste Onbeperk en die KAKNK groet. In die ideale perfekte droom scenario, waarmee of met wat sal jy jouself dan besig hou? Theater. Dis maar waar kan jy maar net so wel bly. Ek wil theater dis besonder om deel te wees van 'n produksie. Jy weet dit. Daar's iets spesiaal om van begin tot einde in 'n repetisielokaal te sit op van waar jy besluit dit is wat gaan gebeur, die te besluit wie daarin gaan speel, wie gaan betrokke wees agter die skerms en wie jy weet in daai repetisielokaal te sit en dan by openingsaand te wees. So ek sal teruggaan na dit toe. Ja. Alles daarvan is wat vir my opgewonde maak. Dis 'n ongelooflike Dis iets spesiaal. Dis 'n ander deel daarvan. Ek wil amper sê ek geniet eintlik op 'n manier eie produksies, of produksies waarby jy betrokke is. Geniet ek die repetisieproses en die voorproses, die pre-produksie meer as wat ek noodwendig die speelvak self. En ek verstaan dit want jy is deel van 'n ding wat groei en ontwikkel en jy sien hoe dit voor jou ontvou. Dames en here, my geëerde en weliswaar gerespekteerde kollega Hugo Theart, baie dankie dat KAKNK en Aardklop so lekker saamspeel. Dankie daarvoor, ons waardeer dit geweldig baie. Momentum Beleggings Aardklop, 24 tot 29 September, hou ons webwerf dop en koop jou kaartjies nou by Ticketpro.